Hallo julle, dis so lekker om weer saam met julle te kan kuier en weer ons klein groepe saam te kan kry. So welkom terug. Revolusie is nou agter die rug, maar in werklikheid begin dit nou eers. En hier is, in ons klein groepe, is waar die tekkie die teer moet begin tref. So jy het reeds laasweek saam met julle 'n bietjie gereflekteer oor die eerste 5 sessies van Revolusie en vandag gaan ons reflekteer oor die laaste 5 sessies van Revolusie. Maar as jy nie self Revolusie bygewoon het nie, moenie bekommer nie, jy gaan nog steeds ook kan deelneem aan die gesprek, ons sal seker maak daarvan. Dit is wel vir ons onmoontlik om in 2 refleksiesessies by alles stil te staan en om oor alles te gesels wat ons by Revolusie gesels het. Daarom gaan ons vir die res van 2025 Revolusie verder en dieper aanpak in ons klein groepe en ons gaan mekaar regtig hier uitdaag tot hoër kommitment en groter opoffering teenoor die gemeenskap waarvoor Jesus Christus gesterf het en 'n baie duur prys betaal het. Julle sal ook onthou waarmee ons besig was voor Revolusie. Ons het 'n hele klomp weke gesels oor gebed en oor hoe evangelie gesentreerde gemeenskap behoort te lyk. En nou gaan ons eintlik aanhou bou op hierdie fondasie. So julle sal agterkom, baie van die vrae vir bespreking gaan baie dieper wees as van tevore. En dalk gaan dit vir 'n klomp van julle moeiliker wees om te antwoord, maar ek wil julle uitdaag, vat daai leap of faith. Wees braaf en doen dit vir dieper en gesonder verhoudings met mekaar. So kom ons begin. In sessie 6 het oom Niels gesels oor konflik, vergifnis en versoening binne in gemeenskap. En die sleutelgedagte vir hierdie sessie was dat ware gemeenskap beteken nie die afwesigheid van konflik nie. Dit is eintlik so obvious, maar dit gaan wel oor hoe ons dit hanteer. Ons hanteer dit anders as die wêreld. Vergifnis en versoening is wel die hartklop van evangelie gedrewe verhoudings. Ons kan nie 'n verhoudingsrevolusie hê as ons nie kan vergewe soos wat God ons vergewe nie. Ons moet kan versoen en vergewe. Kom ons lees gou 'n stuk uit Matteus 5 vers 21 en 26 en dan gesels ons oor 'n paar dinge hierso. Matteus 5 vanaf vers 21. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mens gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot is strafbaar met 'n helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daarby val dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou dan die polisie oorgee en die oor jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Belangrik, ek en jy moet kan vrede maak. Dis wat die Here van ons verwag. Ons kan vergewe, ons moet kan versoen met mekaar. Hier is 'n paar vragies waaroor jy nou kan gesels. Die eerste ene, hoekom dink jy word konflik dikwels vermy, selfs binne in 'n Christelike gemeenskap? 'n Tweede vraag, deel bietjie 'n tyd toe iemand jou vergewe het of jy iemand anders vergewe het en hoe het dit julle verhouding beïnvloed? En 'n derde vraag, wie moet jy vergewe? En ek wil julle challenge, bid sommer nou op hierdie oomblik vir mekaar as julle by daai vraag uitkom hieroor. Wie moet jy gaan vergewe? Bid vir mekaar en dan gaan ons aan. Ek hoop julle het lekker oor hierdie paar vrae gesels en is sommer 'n goeie tydjie daaraan spandeer. Kom ons gesels oor sessie 7. Terwyl sessie 7 het Iwer ons kom challenge oor gebed wat die gom van hierdie gemeenskap is. En die sleutelgedagte vir hierdie sessie was dat gebed nie net persoonlik is nie, maar dat dit 'n kragtige, verenigende aksie is wat die gemeenskap in afhanklikheid met God en mekaar bind. Dit is noodsaaklik dat ons vir mekaar saam met mekaar hardop kan bid. Ons kan nie sonder dit nie. Galasiërs 6 vers 2 is die teksgedeelte wat Iwer gebruik het in sy sessie en hoor sommer hoe mooi is hierdie teksgedeelte. Daar staan, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Jesus sê, hier is 'n nuwe wet, dra mekaar se laste. En dit is wat 'n gebedsrevolusie behels. Die dra van mekaar se laste. En ek en jy moet vir hierdie revolusie, hierdie woorde baie ernstig opneem.
En ja, dit vra baie meer van my en jou. Dit vra baie groter toewyding aan mekaar. En dit is nie net jou voorreg om te bid vir die klomp mense wat daar saam met jou sit in jou sitkamer of om 'n tafel nie. Dis jou en my verantwoordelikheid om vir medegelowiges te bid. En gebed, soos ons al 'n klomp keer vir mekaar gesê het hierdie laaste ruk, vat ons na 'n baie dieper connection met mekaar. So as jy wil dieper gaan, as jy meer connected wil leef, as jy minder alleen en geïsoleerd wil leef, as jy die community revolusie wil leef, begin ernstig bid vir mekaar. Gereeld, hardop, saam met mekaar, vir mekaar. Ons het natuurlik nog baie om hieroor te gesels en om hieroor om te sê, maar kom, ons sal een van die dae weer hier bykom stil staan, maar vir nou, gesels gou oor die volgende paar vrae rondom gebed. Die eerste vraag is, wat keer jou om saam met ander te bid? Tweede vraag, hoe sal dit lyk as gebed sentraal in julle kleingroep funksioneer? Gesels daaroor en dan gaan ons aan na sessie 8. Tydens sessie 8 het ons 'n bietjie gesels oor kleingroepe baie spesifiek op missie, kleingroepe wat 'n missie het. En die sleutelgedagte by hierdie sessie was dat die doel is nie net om 'n klomp veilige groepies te bou en te skep nie, dit is om klein gemeenskappe te wees wat saam aktief besig is met God se missie. Met ander woorde, groepe wat ander in God se familie innooi deur evangelisasie en deur 'n verskil te maak. Die evangelisasie en 'n verskil maak is hoe jy wys jy gee regtig om vir mense. Want die verhoudingsrevolusie is net soveel na buite gerig as wat dit na binne gerig is. Soos die twee bene, ons kyk na binne maar ook na buite. Ons het ook tydens hierdie sessie gepraat oor 'n groter opoffering en 'n hoër kommitment teenoor julle kleingroep. In hierdie sessie het ons dalk eintlik mense ge-challenge om kleingroepe te join, maar vir julle wat reeds in 'n kleingroep is die uitdaging groter opoffering vir mekaar en hoër kommitment teenoor mekaar. Lees ook gou daar waar julle is, somme Handelinge 2 vers 42 tot 47 saam. Ek gaan hom nie weer lees nie, ons het hom al so baie gelees, maar lees hom bietjie saam, recap hom saam en gesels dan bietjie oor die volgende vraag oor kleingroepe. Die eerste vraag, hoe vaar julle as groep wanneer julle kyk na hierdie model? Want hierdie teks in Handelinge gee vir ons die model. Hoe vaar julle in vergelyking met hierdie model? Dis 'n bietjie 'n eerlike vraag wat julle as 'n groep kan antwoord. Die tweede vraag, hoe vaar julle met julle Maak 'n Verskil projek? Julle onthou ons het 'n tyd gelede laas jaar gesê elke groep moet verantwoordelikheid vat vir 'n tipe van 'n Maak 'n Verskil projek. Hoe vaar julle? Of het julle al 'n bietjie vergeet van hierdie projek of selfs dit afgeskeep in hierdie laaste seisoen van julle kleingroep lewe? Die derde ene, hoe lyk julle toewyding tans teenoor mekaar binne in die groep? Is julle gelukkig met die vlak van toewyding? Dink julle dis genoeg? Wees eerlik hier, wees eg met jou groepslede en julle mag verskil vir mekaar, maar hê hier 'n diep intentionele gesprek oor julle toewyding op die oomblik in die groep. En die vierde vraag, ek weet dis 'n mond vol, maar moenie worry, die video gaan nie te lank wees nie, jy gaan vir julle genoeg tyd wees, maar die vierde vraag is, wat is julle plan vorentoe om hoër kommitment teenoor mekaar in die groep en teenoor julle evangelisasie en julle Maak 'n Verskil missie en roeping te maak? Hoe gaan julle seker maak julle vat julle kommitment tot op 'n volgende vlak? Gesels hieroor en dan gaan ons aan na die laaste enetjie toe. Tydens sessie 9 en sessie 10 het Rudolf ons ge-challenge en met ons gesels oor 'n klomp goed wat ek en jy nog nooit verstaan het van die liefde nie. En hy het dit gaan doen aan die hand van die baie bekende teks 1 Korintiërs 13. So lees hom bietjie iewerster en dalk na hierdie video saam, want daar is ook 'n vraag wat ons vir mekaar vra oor 1 Korintiërs 13. Nou die sleutelgedagte hier was dat Bybelse liefde nie gebaseer is op gevoel nie, maar op aksie. Ons liefde kan nie net sentimental gush wees nie. Gemeenskap word nie deur voorkeur onderhou nie, maar deur liefde. Geduldige, vriendelike, volhardende liefde. Wat sê die woord vir ons? Sonder liefde is ons niks. Sonder liefde val die hele gemeenskapsrevolusie plat. Liefde is die taal wat ons moet aanleer en elke dag moet praat. Want as ons nie liefde het nie, word alle ander vermoë gelyk aan 0. Dis die vreemde wiskunde van die Bybel, die vreemde wiskunde van liefde. Goeie gawes minus liefde is gelyk aan 0. Maak 'n verskil minus liefde is gelyk aan 0. Klein groep minus liefde is gelyk aan 0. Gemeenskapsrevolusie minus liefde is gelyk aan 0. Julle kry die idee.
So wat moet ek en jy begin doen? Ons moet begin belê in ons liefde. Ons moet groei in liefde. Liefde vir God, liefde vir mekaar hier binne in julle kleingroep, in ons gemeente, in ons gemeenskapsgrense, en liefde vir die mense daar buite, wie se naam jy dalk nog nie ken nie. Kom ons lees gou saam Johannes 13, vers 34 tot 35. Baie bekende teksgedeelte wat sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ons kan nie anders om hierdie teksgedeelte ernstig op te vat nie. Deur ons liefde vir mekaar kan ander sien ons is disippels. Nie deur jou kerkbywoning nie, nie deur jou revolusie bywoning nie, nie deur hoe gereeld jou Bybel lees nie, niks. Deur ons liefde vir mekaar. Only love can save this world. Dis ons missie. God is liefde. Gaan hê lief. As jy 'n community revolusie wil leef, gaan belê in jou liefde. So hierso is 'n paar vragies waaroor jy kan gesels aan die hand van daai laaste 2 sessies. Die eerste ene, watter aspek van liefde in 1 Korintiërs 13 is vir jou op hierdie oomblik van jou lewe die moeilikste om uit te leef binne in gemeenskap? Tweede vragie, hoe verskil Bybelse liefde van die wêreldse definisie van liefde? Derde vragie, hoe sal ons kerk lyk as ons werklik liefde uitleef? Gesels 'n bietjie hieroor en dan sluit ons die sessie saam af. Ek besef jy voel dalk na hierdie sessie en laasweek se sessie soos ek sommer baie oorweldig, want ons het nou oor so baie goed gepraat hierdie laaste 2 weke. Ons het eintlik in die laaste 2 weke 5 weke 10 sessies of eerder 10 ure se inhoud probeer opsom en oor te reflekteer in 2 baie kort kleingroep video's. Ek weet dis oorweldigend, maar dis net die begin. Ons maak net die gesprek oop. Ons probeer net almal op dieselfde bladsy kry. Ons probeer almal se gedagtes bietjie aan die gang kry om te dink hieroor. En ek sien dat dis baie uit vir die res van die jaar, soos ons dieper oor al hierdie temas gaan begin gesels en saam die community revolusie gaan begin uitleef. Saam daai content wat ons vir 10 weke, vir 5 weke in ons koppe begin hoor het, begin internaliseer, hartskennis maak en dit gaan uitleef. So vir nou, bid intentioneel saam. Bid vir die res van hierdie jaar wat voorlê vir julle as 'n klein groep. Bid vir mekaar, bid vir oop harte, bid vir braafheid om groot verandering te maak, bid vir mekaar vir groter toewyding aan die Here en jou kleingroep en die community waarvoor Jesus 'n baie duur prys betaal het. Dis nou eers weer ongelukkig skoolvakansie, so hierdie was eintlik maar net 'n vinnige 2 weke 'n touch-base sessie gewees, maar gebruik die volgende paar weke wat ons nie materiaal gaan uitstuur nie, om saam te kuier, om saam te social, dalk eintlik 'n paar sessies wat jy gemis het in die vorige klomp in te haal. En gaan maak bietjie 'n draai oor hierdie volgende tydperk by julle Maak 'n Verskil projek. Gaan maak regtig 'n verskil en gaan begin om die revolusie te leef. Blessings tot volgende keer. Ons sien mekaar weer 25 Julie. Totsiens.